Ek was 2 jaar oud toe my moeder my hierdie woorde hoor sing het. Jesus is die soetste naam vir my. Ek het in die gang afgestap gekom met my vet beentjies en wit krulkoppie. Maar vandag is ek 20 jaar oud en opgesluit tussen die 4 mure van 'n dode sel. Ek is aangekla van moord, skuldig bevind en ter dood veroordeel. Maar ek is bly om vandag te sê, Jesus is die soetste naam vir my. Ons het arm, maar tog Christelik groot geword. My moeder het ons klomp keer na die kamer geneem en vir ons uit die Bybel gelees en 'n gebed gedoen. Op die ouderdom van 15 het ek besluit om die armoede agter te laat en vir myself te sorg. Ek het alles gedoen wat lelik, vuil en gemeen was. Ek was in die leer waarvandaan ek gedros het en 'n dame ontmoet het. Ek het ook eenmaal moeilikheid by haar opgetel toe ek God aangespreek het as die man daarbo. En, as so'n jong dame geselskap by 'n boek vind, het sy sekerlik niemand om mee te gesels nie. As so jong man, so jong dame is 'n stille geselskap breek, het hy sekerlik nie maniere nie. Sure. Jammer, ek is Gert Duplessis die Lambrecht. Kan ek maar sit? Sit gerus. Dankie. Nou wat maak so 'n jong dame in so 'n klein plekkie soos Kaapstad? Wel, hier is 'n klomp kinders en iemand moet hulle leer, so ek is 'n onderwyseres. En jy, wat maak so 'n jong man in 'n dorpie soos Kaapstad? Ag, mens sal dit seker maar noem, ek is op soek om 'n lewe vir myself te bou. En ja, ek was nie leer, maar nie meer nie. So. Ag, dis 'n lang storie, maar ek woon eerder hier. Ek en die jong dame het al hoe meer tyd saam spandeer en baie goeie vriende geraak. Met haar wou ek trou, totdat ek uitgevind het van iemand wat ook by haar begin kuier het, Martin Vermeulen. Deesdae lyk dit of sy al hoe minder tyd vir my het. Dieselfde dame wou om die lewe bring en myself daarna. Vandag sidder ek as ek daaraan dink. Waar sou ek gewees het? Verlore vir ewig. In elk geval, ek het 'n pistool gekoop vir die doel en ek het nie verder gedink nie. Die einde was dat ek 'n onskuldige persoon geskiet of liewer vermoor het. En hierdie dingetjie het ek gekoop om te doen wat gedoen moet word. Ek weet nie wie die juffroukie dink sy is nie, maar niemand speel met my nie. Niemand maak soos hulle wil met my nie. Niemand maak van my 'n lafaard nie. Nie sy nie wie ook al hy is nie. As ek kan nie mag hê nie, sal niemand daar hê nie. En sy sal pleit vir 'n lewe by my, maar ek sal haar nie genadig wees nie. En as sy nie meer lewe nie, dan wil ek ook nie meer lewe nie. 2 patrone. Een vir haar, een vir my. En so sal alles tot die einde van ons albei kom. En die lewe is beslis nie, die guns van my eie nie. Hoekom weet jy dat dit eindig nie? Nou, dit is so goed. Ja nee, dit was daai goeie dae wat ons nog gehad het. Ons goeie kinderdae. Dit was eintlik so lekker. Ek kan nie glo jy was so lank weg. Ja, vir julle 4 jaar was ek nou daar in Windhoek met werk. Dit het gevoel soos 'n ewigheid. Ek is so bly jy's terug. Ja nee, dit is goed om weer terug te wees. Maar hoe gaan dit met jou ouers? Dit gaan baie goed. Gaan dit met jou ouers ook? Nee, dit gaan baie goed. Ek dink hulle het nou onlangs reën gekry en ek dink die plaas gaan goed aan. Ek het 'n nuwe kerel gekry. 'n Kerel? Sjoe. Nou wanneer ontmoet ek nou vir hom? Nee, ek weet nie wanneer hy sal kom. Wat gaan nou daar? Dis dit. Luister, wat maak hierdie mannetjie hier so? Nee, wat? Hallo Gert. Luister meneer. Sê Gert. Nee, ek moet dit eers probeer met my. Ek vra jou, hoekom is jy hier so? Ha? Hey, Is dit hoe dit werk, hè? Gert, rustig. Ons gaan dit net rustig, Gert. Nee. Gert, rustig. Dit is regtig nie nodig om op te sê. Ek hou nie van hierdie manier. Hoekom is jy hier? Ons is nou nog op my stamp, hè?
Ons drink koffie, Gerry. Asseblief, Ek dink julle drink net koffie nie. Asseblief, Ek is jammer. Ek sê terug. Nee. Nee, Martin! Martin! Wat het jy doen, jy? Vroue, is alles jou skuld. Hoe is dit my skuld? Want jy speel dat ander mens terwyl ek in 'n vorm is. Nee, Gert! Nee! Ons is nie vriende, Vroue, ons lei. ek sal jou ook skiet, hoor jy vir my? Loop jy nie! Loop! Martin! Iemand help! Asseblief! Martin! Asseblief! Asseblief, iemand help! Asseblief, Martin! Martin! Asseblief! Asseblief, help! Asseblief! Nee, jy mag vinniger! Nee, julle die hart nie hoe probeer nie. Jy probeer weer. Asseblief. Ja. Nee. Nee, Mart. Hierna het ek Windhoek toe gevlug om daar te skuil. Ek het probeer sin maak oor wat gebeur het en probeer my volgende stap te beplan. Dit was skaars 7 dae toe ek 'n onverwagse klop aan die deur gekry het. Meneer Lamprecht, maak oop. Wie is dit? Dis die polisie. Bly weg van my af, ek soek julle by my huis nie. Bly eens weg asseblief. Luister, wat maak jy my huis? Bly weg. Ek waarsku jou, ek waarsku jou! Los my! Los! Los my! Luister, ek waarsku vir jou. Los my! Los my! Meneer Lamprecht, word gearresteer vir die moord van meneer Vermeulen. Jy het die reg geskuld bly. In die tronk het ek 'n Bybel van 'n sekere mevrou Peyton ontvang, wat naaste by die volgende woorde aan my geskryf het. May the Lord reveal himself to you in your time of need. He will save you if you go to him for help. Ek was nog in die mag van die duiwel, en in plaas daarvan om alles in God se hande te plaas, het ek nog 'n persoon saam 'n storie uitgedink om in die hof te vertel. Die Bybel het in dieselfde geete gelê, en met my moeder in die hof teenwoordig, het ek my doodsvonnis aangehoor. My eerste woorde aan die polisiekonstabel was, is daar nog tyd om reg te maak? Of kan ek nog reg maak? Almal gaan staan. Laat maar sit. Verleder, staan asseblief. Gert Du Plessis Lamprecht, u het die geleentheid gehad om gehoor te word en om aan te toon waarom die oordeel nie uitgespreek moet word nie. Hierdie hof het die verswarende en versigtende omstandighede wat aangebied is oorweeg. Dit het 'n omvattende vonnisoplegging opgestel wat by die klerk opleer is. Daar is geen regoorsaak wat die uitspraak van die vonnis verhoed nie. Dus word u, Gert Du Plessis Lamprecht, met betrekking tot die moord van Martin Vermeulen, skuldig bevind. Vir hierdie misdaad ontvang u die doodsvonnis, soos dit deur die wet vereis word. U word hiermee toevertrou aan die bewaring van die baljeus van Windhoek, om oorgelewer te word aan die departement van regstellings, waar jy in bewaring gehou sal word, door die uitvoering van hierdie vonnis soos dit deur die wet voorgeskryf is. Meneer Lamprecht, mag die Here jou siel genadig wees. Hierdie hof is nou in resessie.
Die dag na die vonnis het ek 'n baie mooi Bybel van Martin se familie as geskenk ontvang. Met die woorde voorin geskrywe, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, ook jy, wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'n Paar dae later het 'n sekere meneer Kilian van die AIB my besoek. Hulle het my na die superintendent se kantoor geneem. Ek kan nie meer alles onthou nie. Hy het klomp teksverse noteer. Saam met ons neergekniel en gebid. Terwyl ek eers gebid het ek begin huil. Ek het aan die liewe Heer gesê dat ek gesondig het. Meneer Kilian het ook gebid, en toe ons daar opgestaan het ek gemerk dat meneer Kilian ook 'n traan agter sy bril wegvee. Goeiemôre meneer. Môre meneer, waar gaan ek sien? Goeie meneer. Ja, bedank. Luister, as ek reg verken is daar meneer Lamprecht. Ek sien hom skerp dat in die hof verskyn 'n paar dae gelede. Is hy by julle in gevangenis? Dis reg meneer. Sal dit raai wees gelede as ek so 'n paar minute besoek om af te lê dalk sê die woord tot deel. Reg so meneer. Meneer kan sit. Baie dankie. Gert, Ja, meneer. het 'n besoeker. Goeiemôre Gert. Hoe gaan dit met jou? Môre ook. Goed dit self. Ook bedank. My naam is meneer Kilian, ek is van die AIB. Môre ook. Ek het gewonder of ons dalk so 'n paar minute kan gesels, of ietsie kan deel met jou die woord van die Here, as dit sal reg wees met jou. Asseblief. Okay, sal ons sit? Ja. So ja. Voor ons begin. Wees noem ek. Die laaste tyd bid ek baie, maar ek voel of ek teen 'n muur vasbid. Okay. Daar's so 'n gedeelte in Jesaja dat jy hiervan vra, Jesaja 59. Die eerste 2 verse is nie omkeer, ek dit vir lees. Asseblief doen. Hierso staan: Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Jy sien Gert hierso in die woord gee dit ons 'n baie mooi beeld dat as ons aanhoudend sondig en ons sondig teen die Here, dan is dit soos 'n muur wat ons tussen ons en God opstapel, baksteen vir baksteen, en hy word al hoe hoër. En in die dag wanneer ons dalk besef ons het die Here nodig en ons wil tot hom bid of 'n verhouding met hom wees, dan die eerste ding waaraan jy vasloop is daardie muur van sonde. As jy in 'n verhouding met die Here wil wees, moet hierdie muur so verwyder word. Nou wat sou ons sê moet ek met hierdie muur van sonde doen om by die Here uit te kom? Weet die woord van die Here is wonderlik. En hierso in 1 Johannes 1 vers 9 sê dit ons die volgende: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kyk, as jy hierdie muur, hierdie skeiding tussen jou en God verwyder wil hê, moet jy jou sondes teenoor die Here bely. Jy moet hom om vergifnis vra in 'n berouvolle hart dat jy regtig jammer is oor dit wat jy gedoen het. Dan gee hy die belofte: as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, op grond van Jesus Christus se kruisdood en sy bloed wat gestort is op Golgotha. Want sal jy met my vanaand asseblief bid? Asseblief. Enigtyd, hè? Enigtyd saam met jou bid as jy na die Here toe kom. Ek wil vanaand. So kom ons bid. Vader in die hemel, Here, U ken my hart. U weet wat ek gedoen het. Here, daar is skeidsmuur tussen my en U staan, Here. Ek vra U te verwyder.
Here, U weet dat ek hier tot U toe vandaan kom. Alles wat ek net doen. En ek wil hê U moet my vergewe. Maar ek kan van iemand. Please, Vader. Amen. Dierbare Here, U het gesê dat U ons nooit uitwerp as ons na U toe kom. U het gesê dat U behaag het in 'n gebroke hart en 'n verslae gees. En ek dank U, Here, vir Gert, sy gebrokenheid voor U, Here, en sy besef van sy sonde voor U. En ek dank U vir die kosbare beloftes in Jesus Christus dat daar vergifnis is vir sonde. En ons verhouding te herstel met U, o Here. Ek bid help vir Tyrens, vir Gert. Seën hom. Amen. Dankie, Gert. Baie. Daarna het ek elke aand Psalm 23 gelees. Maar ek het weer begin vloek, leuns vertel en allerhande sondes gedoen. Wanneer meneer Kilian my besoek het ek dit weggesteek. Het het my gepla wanneer 'n persoon my gevra het hoe ek voel en ek gesê het dat ek reg was om te verhuis. Maar binne in my het 'n stemmetjie gefluister dat ek besig was om te lieg. By een van meneer Kilian se besoeke het ek besluit om eerlik met hom te praat. Weer het ons neergekniel en het ek die Here beloof dat ek voortaan net vir hom sal lewe. Goeiemiddag meneer, dronk die water op pad vandag met U? Meneer, Ja, ook bedankie. Luister, sal dit right wees as ek dalk weer 'n tydjie met Gert spandeer vandag? dis waar so meneer. Meneer kan sit. Baie dankie. Gert, Ja, meneer. jy het weer 'n besoeker. Regs nou. Hallo Gert, hoe gaan dit met jou vandag? Middag, kom. Kilian. Wat? Dis goed met jou. Wat moet jy? Wat sê? Oom, in die afgelope tyd seker baie eerlik met hom gewees nie. Ek sukkel steeds. My verhouding met die Here voel net 90%, maar ek wil hê dit 100% voel. Okay. Is dit sonde om teen die gevangenes en reëls te oortree? Gert. Sal ons hier sit? Kan ons seker praat. Ek sien net jou Bybel saamgebring, dis my nogals groot bemoediging. Nou kan ons dalk saam blaai na Romeine hoofstuk 13 toe. Dit is daar na die boek van Handelinge. Romeine hoofstuk 13, die eerste 2 verses. Sal jy dalk vir ons lees? Is reg so om Romeine 13 vers 1 en 2. Ja, die eerste 2 verses. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Jy sien Gert, eintlik is die woord van die Here baie duidelik. En hierso sê dit vir ons, daar is geen mag behalwe van God nie. Die wat daar is deur God ingestel. So die tronkbewaarders se gesag en die reëls van die gevangenis is juist deur God daar ingestel. So as jy dit ongehoorsaam is jy eintlik direk teen God ongehoorsaam. So om jou vraag te beantwoord, is dit sonde? Ja, volgens die woord van die Here is dit sonde. Oké, ek verstaan. Ek het reëls oortree. Maar wat nou? Jy sien Gert, daar's niks wat jy in jouself kan doen om vergifnis te ontvang by die Here. Behalwe soos nou die dag. Dat is toe die Here gebid het en jy jou sonde vir hom bely. En op grond van Jesus Christus se kruisdood en sy bloed wat vir jou gegee is daar vergifnis vir sondes. So ons kan weer saam bid, sou jy wou. Maar daar's egter ander uitdaging wat ek ook vir jou wil stel, maar die keuse lê absoluut by jou. Ek kan dit vir jou maak. En
Dit is onwaarlik jou hele lewe. Alles wat jy is, alles wat jy het. En die Here ook om volkome vir hom te leef, om vir die Here te roep en te sê, Here, ek wil net vir U leef. Dat hy vir jou volkome oorwinning oor sonde kan gee. Ek weet nie of jy bereid is om daardie stap te neem. Oom, ek wil dit nog vandag doen. Sal kom asseblief weer saam met my. Enige tyd, enige tyd. Kom ons bid. Ons Vader, ek kom weer eens voor U. En U besef, U weet, waar die reëls wat ek oortree het, Here. Dis reëls wat ek U ook oortree het, Here. Maar meer as dit, Vader, besef ek dat ek myself totaal en al tot U gebring het, Here. En vanaand, mocht ek alles in U, Here. Alles wat ek het, alles wat in my besit is, wil ek nie in my besit het. Maar ek wil U besit. Vader, dankie, wat soos ek net tot die waardevolle informasie in U naam. Amen. Die volgende dag het oom Kilian my weer besoek en ek het vrede binne my gehad, want ek het God waarlik gevind. Ek het oom Kilian ook geraadpleeg oor of rook verkeerd is. Oom Kilian het my gevra of ek voor die kansel 'n sigaret sal aansteek. Ek het hom duidelik geantwoord dat ek dit nie sou doen nie, want dit is 'n heilige plek. Hy antwoord my toe, Gert, dis 'n tempel wat deur mense hande gemaak is. Maar die woord praat daarvan dat ons 'n tempel van God is, waarin die Heilige Gees woon. Dit was die laaste dag wat ek gerook het. Die Here het my volkome oorwinning gegee. Ek kon nie anders as om met die bewaarders ook saam te bid en om vir ander briewe te skryf en vir hulle te vertel wat 'n wonderlike ding met my gebeur het nie. Ja, meneer. Volgende nieuws ontvangen. Gert Du Plessis Lamprecht zal om 3 uur morgenmiddag terechtgesteld worden. Rechts, meneer. Sterkte. Kom mama, ons gaan besoek bietjie vir Gert waar ek die afgelope tyd gaan. Wil jy my nog nie dronk water? Ja. Want vandag met jou? Kom dankie. Ek het vandag my vrou saamgebring. Goeiemôre. En ek het gewonder of ons ook vir Gert weer 'n bietjie vir 'n tydjie kan sien, man. Meneer, ek is meneer Slaggeries. Gert van morgenmiddag om 3 uur terechtgesteld wordt. Sal meneer asseblief sy laaste tyd saam met hom saamgesellig. Ja, so dit vraag te doen, nie vraag te doen albei. Dis reg, meneer mevrou kan sit. Sit mama, sit. Gert, Ja, meneer. jy het jou besoekers. Kom. Gert, Môre, oom. hoe gaan dit? Gaan nie klaar nie. Goed, dankie. Luister, ek het my vrou saamgebring vandag om hier te kom besoek ook. Hallo Gert, aangenaam Gilles. Môre, Auntie Kilian. Gert, ek en my vrou is baie jammer, ons het sopas op die nuus ontvang wat ek geneem. Jy dalk ook net weet vir môremiddag. Ja, oom. Ek vra die Here nie vir versagting nie. Wat sy wil geskied. Want by die wet kry ek wat regverdig is, maar by God het ek genade gevind. Jo, Gert, veel mense kan nie getuig van hierdie genade wat hulle by die Here gevind het. Ja, oom. Wonderlik. Sê oom, die Here het goed gedink om my lewe nou nie te spaar nie, maar eer huis te neem. Maar miskien het hy vir my werk aan die ander kant. Ja, En dink jy daaraan volgende jaar Kersfees steek in die hemel. jo, maar dis nou om hier te kyk. En het is wonderlik om te sien dat hy nog steeds so blymoedig is, Gert, selfs onder omstandighede. Ja. Prys die Here. Hoorie, sal ons sit. Kom ons sit. Weet jy Gert, daar kom 'n gedeelte in die Bybel op wat ek voel ek graag met jou wil deel en dis Johannes 14 vanaf vers 20. Miskien kan ons dit saam lees? Johannes 14.
Ja, vanaf vers 20. Iets is Sal julle opgee as ek dit op my eie lees? Dis welkom. Dis Dis gerus. Ja, sal julle net. Ja. Bietjie vinnig, bietjie onduidelik. Sorry Antie, ek probeer by vers 21 uit te kom. Hierso is dit. Vrede, laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. So, Oom, Antie, die Here is so 'n werklikheid. Ek vind met my spreek uit en uit hierdie skrif en kyk net na al hierdie gedeeltes wat ek onderstreep met al hierdie woorde. so ek sien. Die Here het hierdie gedeeltes lieflik openbaar aan my. So, dis wonderlik. En weet jy Gert, dis so min dat mens 'n jong lewe sien wat so totaal en al oorgegee is aan die Here. So dis baie bemoedigend. Dis ook baie dankie. Loof die Here. Maar ons dalk 'n woordjie saam bid. Ja, oké. Oom, soos jy eerder vir daai vriende, daai mense die verlore mense daar buite, praat van klein Johan, François en Chris. Oom, soos jy eerder vir hulle bid nie. Want hulle is sonder Jesus. Al sit ek in die omstandighede, is dit wel met my siel. So. Dis nou 'n Slaam is skoonveld het gesien dit wat jy nou openbaar, maar ja, enige tyd, kom ons bid vir dit. Dit sal wonderlik wees. Kom ons bid. Vandag is die dag van my doodsvonnis. Ek het nooit daaraan gedink wat deur ander mense se gedagtes sou gaan die aand voor hul teregstelling nie. Maar gisteraand het ek die Here se vrede soveel meer in my hart gehad. Ek was rustig. En die hele tyd het ek net gedink aan God se genade. Wat sou van my geword het as dit nie vir daardie genade was nie? Ek het so gedink aan hoe verlore ek was. En nou is ek gevind. Hart, Ja, meneer, jy het 'n afspraak met jou familie vandag. wonderlik. Hallo mevrou. Julle sien. Sit. Wow. Asseblief nie huil nie. Asseblief nie hartseer wees nie. Ons moet bly wees. Bly wees. Jesus wag vir my. Ja. Asseblief. Ek gaan huis toe. Hart, Ma, dis nou tyd. asseblief. Ek is net 'n reisiger op pad na my eindbestemming toe. En deur Jesus, deur God se genade, sal ons aan die ander kant wees. Suster, ma, is baie lief vir julle. Dankie dat jy gekom het. Moenie bekommerd oor my wees nie. Maar Jesus is lief. Tot die suster. Jammer. Hart, dis nou regtig tyd. Ger. Hoe Kilian? Gaan dit? Baie goed, self. Goed, dankie. Hoor jy nou, wat sou ons al hierdie klop jong mense sê? Dis die moeite werd om Here te dien? Ja oom, dis die moeite werd. Dis absoluut die moeite werd, jongens. Oom, my hart is vol vrede van God en ek wil net juig en spring. Oom, ek is lus om so toe te hardloop. Ek is net so bly saam met jou. Ja oom, hou oom die lykstede. Ek hou die lekste. Dankie oom. Ek
waardeer dit. Oom sal nie vir Olaas weer saam bid nie. Ja, enige tyd. Dit. Here, wanneer daardie tou hier aan die kant styf raak, sal ek daar by U wees, Here. En daarvoor wil ek U vandag dank. Vir in U naam. Amen. Amen. Vader, amen. Here met ons. Hart, dit het gekom. Ek kan hoor